Nou ons wil jy op 'n reis vat en ek het 'n paar minute om jou op hierdie reis te vat van die tema vir hierdie maand, waar ons praat en waar jy uit jou kondisie kom en in jou posisie kan inbeweeg. Nou wie van u het geontdek toe jy die Here nie gedien het nie, dit voel vir jou of jy minder probleme gehad het as wat jy nou het. Want jy sien, jy was in die stroom van die vyand en dit was maar 'n mens raak gewoontevormend. Dis verbasend hoe 'n persoon wat onder die brug slaap, dis sy veilige hawe. Hy sien nooit iets groter as net die brug nie. Nou ek weet ons bedien van die mense. En dis dieselfde met ons wanneer jy in omstandighede is, jy aanvaar abnormaal later as normaal. Nou ek het groot wonderwerke in my lewe gesien. Hulle skiet my suster daar by Lofdal agter deur die kop en ek wek haar uit die dood uit op. Hulle het nog die geweer gevat, daar in haar brein gekap, bloed en bonatuurlike wonderwerk. Nou hier ons in hierdie herlewing wat ons hier gehad, 'n man hier op die pavement, wat noem julle dit? Is hy dood en die ouens hardloop uit en gaan wek hom op en bring hom in en hy getuig van wat gebeur het. 'n Tannie sterf by ons by die Groot Lofdal, by die ingang van julle was daar. 'n herlewing wat ons gehad het. Die ambulans is daar, ons wek haar op. Sy sê, nou hoekom het julle my teruggeroep? Ek was in die mees fantastiese plek. Sy het hier in Scottsville gebly. Sy sê, laat my gaan. Al familie wat ek het is my geestelike familie. Maar ek het die Here gesien. Die ambulansmanne se oë, want hulle het haar nou net dood verklaar en hier is sy nou alweer lewendig. En ons sê, Here, gee haar die begeerte van sy hart. En sjoeps, daar's die tannie weg. Dis die gouste wat 2 ambulansmanne 'n lijk optel en in 'n ambulans sit en maak laat hulle wegkom. Ek dink hulle oë so gevryf en gedink ons het gedroom. Dis nie die grootste wonderwerke nie. Die blindes het gesien, die wolk van God se heerlikheid het in hierdie kerk gekom. Laat wonderwerke wat gebeur het. Grootste wonderwerk sit vanmôre hier. Jy was verlore en die Here het jou gered. Jy was verdwaal en hy het jou teruggebring na sy Vader hart toe. Jy was dalk 'n verlore seun, maar die Vader het vir jou gewag met 'n ring en 'n kleed en skoene vir jou voete. Luister, jy was dalk soos 'n weeskind gevoel, maar hy het gesê, jy's myne. Want jy's nie per ongeluk hier nie. Jy's hier op afspraak met God vir jou lewe. En omdat die Here dit gedoen het, haat die vyand jou met 'n passie. Want hy is altyd, hy verstaan posisie. Maar hy's bang as jy in posisie is. Hy wil jou in 'n kondisie hê. En om jou in 'n kondisie te kry, is daar sekere goed waarmee hy werk. Dink gou hoe aan die brand was jy met die Here, totdat jy deur 'n storm gegaan het, jy het 'n geliefde verloor, jou mense gaan deur egskeidings, 'n kind sterf, en eergister sou ons seun, hoe oud, 45 gewees het, hy's oorlede op die ouderdom van 28, en al sulke goeters, vat jare. Maar wanneer jy die beginsel van dit wat Jesus vir jou beplan het, daarin kan beweeg, want ons verstaan in Efesiërs en in hoofstuk 2, ek weet, ek het nou nie vir die media skrif gegee nie, maar dis die fondasieskrif, wanneer jy na Efesiërs hoofstuk 2 kyk, en jy sit daai skrif en jy maak dit so deel van jou lewe, dan kom jy agter vers 6, Efesiërs 2 vers 6. Paulus skryf aan die kerk van Efese. En toe hy daai ding skryf, toe sê hy, Ephesians 2 verse 6,
1, 2, Imabele. Okay, daar het ons hom. Hy sê, en hy het ons saam opgewek, en laat sit. Hoor, waar is jy? Wel, ek sit nou hier in die kerk, en ja, jou fisiese liggaam, maar geestelik. Hy sê, en hy het ons saam opgewek, saam laat sit, in die hemele, in Christus Jesus. Dis posisie. Ons, die geveg wat ons in die lewe het, is as 'n gelowige, is nooit van 'n plek van mismoedigheid, of ek veg van 'n plek van, is die duiwel sterker as wat God is en ek is, en nee. Jy sit in hemelse plekke, dis 'n uitgemaakte saak met die Here. Wanneer jy bid, wanneer jy deur 'n ding gaan, wanneer jy goed ervaar, beteken dit, jy sit, waar is die duiwel? Onder jou voete. Julle het geoorwin, my kinders, deur die bloed van die lam, die boek van Openbaring, en deur die woord van julle getuie. Met ander woorde, jou redding het jou uitgehaal, jou in 'n posisie gesit, waar jy in 'n plek is van regeer. Genesis 1, God spreek goed in bestaansreg, toe kom hy by die mens. Wie wat doen hy met die mens? Dis alwaar sy hande in betrokke was, die ander goed het hy gesê, en dit het gebeur. Maar toe hy by die mens kom, toe sê hy, laat ons mens maak, na ons beeld, na ons gelykenis. Kom aan mense, en hy maak Adam, en hy vat stof, en blaas lewe in hom, en Adam slaap, en hy haal rib uit, en hy maak Eva. Nou sê vir jou man, ek gaan nou weer vir jou vandag 'n ding sê, ek weet dis ons huweliksherdenking, maar ek wil hê jy moet dit altyd onthou. Jy's uit stof gemaak, en ek is uit Bone China uit. Ek kom uit Bone China uit, sê vir hom, want dan sal hy verstaan, hoekom jy so mooi is, en wat ook al gebeur, en hy maak hulle, en toe hy na hulle kyk, toe sê hy, toe hy na Adam kyk, toe sê hy, wat ek gemaak het is goed, toe hy na Eva kyk, toe sê hy, my Here, sy het make-up nodig. Nee, die Here het dit nie gesê nie, ek sê sommer die nonsens. En hy kyk na Adam en Eva, en hy sê, dit was goed gewees. Met ander woorde, in die begin met God, met jou, het hy wat hy, hoe jy is, wat hy jou gemaak het die Here nooit gesê, ek is so spyt, laat Gustaf op die aarde is nie. Met al my foute, al my tekortkominge, het hy gesê, toe ek jou gemaak het, wat ek gemaak het, het ek goed gemaak. Daar's 'n koortjie wat Jonathan Rubin sing, die Here het my mooi gemaak. So kyk na jou man, jou vrou, iemand naby jou, maar broer, jy sê eers vir jou eie vrou, voor jy vir die buurvrou sê jy is mooi gemaak. Kyk na jou kinders, sê jy's mooi gemaak. Hy het jou mooi gemaak. Luister, en hier is die groot ding van dit, omdat die vyand in Genesis 3 ontdek hy Eva, en is die eerste keer, omdat hy nie na die beeld en die gelykenis van God gemaak is nie, sien hy hierdie vrou, en hy weet van Adam, want hulle is gesit om te heers, sê ek's geskape om te heers. Kom aan kerk, jy's geskape om te heers. Elke kyker, jy's geskape om te heers. Nie die vyand oor jou nie, nie omstandighede oor jou nie. Jy's geskape om te heers. En omdat jy geskape is om te heers, vrees die vyand jou. Hy vrees. Hy's nie bang vir 'n onaktiewe Christen nie. Hy vrees 'n aktiewe Christen wat aktief in sy loopplan is van wat die Here het. En een ding met die Here wat ek ontdek het, God het net 'n plan A. Hy het geen plan B met ons nie.
O, hy het 'n toelaat. Nee. Hy het 'n perfekte wil. Ons skep die toelaatbare vir sy genade om ons laat, hy sê, jy moet tot bekering kom. Jy moet terugdraai. Wat was die aanklag teen die kerk van Efese? Jy het al hierdie goed gedoen. Ek het een ding teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat. Wow. Jy het my nie meer so lief as wat jy my gehaat het toe jy met my begin die pad stap het nie. Help my. Want wanneer ek hierdie goed kan verstaan van posisie en kondisie, wanneer jy in 'n kondisie gaan, luister, is dit die vyand wat jou uit jou posisie, die een vertaling sê, ons is saam met hom gekruisig, saam met hom begrawe, saam met hom opgestaan, saam met hom opgevaar, nou sit ons in hemelse plekke. Wie kan sit in die teenwoordigheid van 'n koning? Net die mense wat deel is van die adelike bloed. Jy sal nooit sien dat 'n soldaat in Engeland in die teenwoordigheid van die koning of koningin of wie ook al sit nie. Jy sal nooit sien dat een van die onderdane sit nie. As jy kyk in, wie sit nou, wie is die een met die groot ore, met die neus? Koning Charles. Chucky. As jy nou vir koning Charles sien, en jy sien vir koningin Camilla. Hulle het nog haar naam gekry toe sy camel gerook het. Camilla. Al die mense wat daar sit, is adellik. Wie kan sit in die teenwoordigheid van God? Is u wat vanmôre hier is, gewas met sy bloed, jou naam geskryf in die boek van die lewe. Jy's 'n koninklike adel, 'n koninklike, Petrus sê, ons is 'n koninklike priesterdom, kom aan kerk, en daarom moet jy verstaan, hoe die Bybel goed verklaar. Die Bybel praat, luister, oor ons posisie. Die briewe geskryf praat oor ons kondisie. En die Heilige Gees wil jou altyd uit 'n kondisie haal om jou in jou posisie te sit. Wat is sy wapens? Jy voel skuldig. Jy voel kwaad. Ek het met iemand gedeel nou in die buiteland en ek sê, jou probleem is, jy het almal vergewe behalwe jouself. Ek sê, jy moet vir die verkeerde besluite wat jy gemaak het, ek sê, dis gister, jy kan niks aan gister doen nie. Jy moet jouself kan vergewe. Ek preek in Oudtshoorn. Pastor Korkie is 70 jaar oud. En Koos sê vir my, dad kuier met ons. Ek sê, dis Sondagoggend, vroegoggend, deurgery Oudtshoorn toe. Oudtshoorn gepreek. Ek sê, my kind, ek moet vanaand preek in Brackenfell. Ek sê, ek kan 'n klein rukkie met jou kuier. Kuier so 'n bietjie, klim in die kar, jaag om in die 6 uur diens te wees. Week of so later, verongelukkige man met sy 3 kinders hier by Klipheuwel, en Wian se tannie, Mardien, is oorlede, en ek gaan haar begrafnis doen in die NG Kerk in Riebeekasteel. En ons ry, my ma sit langs my, en ons ry by Klipheuwel verby, en ek sê, mag die Here God my help, dat ek nooit so belewenis moet hê, soos wat hierdie pa gehad het, wat die kinders dood is in die ongeluk nie. Ek vlieg Amerika toe. Daai volgende Saterdag, dis in Oktober, kry ek 'n oproep. En Lansel op die foon, en sy sê, daddy, ek kan jou presies sê waar ek was, want ons bly nou in daai straat in Amerika.
En nou Neil weg het ek in die parkeerarea gewees van Hobby Lobby. En sy sê, Daddy Koos het gaan slaap en nooit weer wakker geword nie. En die polisie is hier, maar ek registreer nie. Ek sê, hou my op hoogte. Pastoor Jaco bel my uur of 2 later en sy is oorlede. Ek is vol bespreek, 7 dae week. Die volgende oggend moet ek by 'n nuwe kerk preek by Praise Church in Prairieville. Ek voel skielik hoe ek uit my posisie gaan in 'n kondisie. Want trauma, negatiewe goed wat met jou gebeur, het so 'n effek. En dit was een van die moeilikste weke wat ek nog gehad het op daai stadium. Want die kinders se ma is terug by ons in die huis en sy's van die hospitaal af en sy's hulle het ons gesê soos 'n vegetable en sy lê net, sy moes leer laat om te kan sit en dis doeke en dis nagnurste en dagnurste en naweeknurste en gevoer word en voor sy en die nurste daar Natasha hulle toe trek. Dit was chaos. My behoud was. Ek het gesê, Here, ek is so swak, ek kan nie aan U vashou nie. Maar ek weet U hou aan my vas. Want dis wanneer jy deur daai ding gaan, met wie praat ek vanmôre in hierdie kerk? Want luister, jy kom deur iets wat jou in 'n kondisie. God sien jou as sy seun, as 'n koning, as 'n priester, as 'n erfgenaam, as 'n bergverskuiwer, geskiedenismaker. Hy sien jou as dit. Sy opinie omtrent jou verander nooit nie. Mense se opinies kan, maar God se opinie omtrent jou bly altyd dieselfde. Halleluja. God sien die potensiaal en die kapasiteit in jou. En dit het jare, ek was kwaad. Eers, die Engelse woord is you go in denial. Dan jy die volgende stap, jy's baie kwaad. En dan het jy die ding wat mense gevangenes maak, regrets. Wat is regrets in Afrikaans? Wat sit in Chinees? Chonky, chonky, chonky. Wat sit in? Rou, verwyd. Hoe? Pyn. Spyt. Daai goed maak waar ek gegaan het in my lewe. Spesiaal hierdie jaar 2025, die jaar van die woord en die gees, wil die vyand jou in 'n ding vashou oor gister. Tasha en Wian het die mooiste ou tweeling, identiese tweeling babatjie gehad. Sy kon vir lang tyd nooit oor dit praat nie. Hulle sou nou al seker 27 gewees het. En hulle is nie dood oor hulle prematuur gebore is nie. Daai aand in die Hottentots Holland Hospitaal sê die dokter vir my, as jy 'n ambulans nou kan kry om hulle in 'n privaat hospitaal te kry, kan hulle deurgehaak word. Maar jy weet mos, ons is in Afrika. Wat ons nie vandag doen nie, doen ons môre. En as dit nie môre is nie, dan is dit volgende week die Kaap. En daar is hulle weg. Later aanloop jy. Dit vat jou in 'n kondisie. Want jy het nou nie die vrede wat alle verstand te bowe gaan nie. Jy het spyt. Ek kon maar. Toe Koos dood is, toe sê ek kon maar. Hoekom het ek nie? Kan ek jou skok? Ek was so kwaad vir die Here. 2008, Oktober 2009, gaan ek deur hierdie ding. Praat nie. Ons is in Amerika terug. In Desember en pastoor Jaco was saam met my en ek sê, Jak,
ek gaan dit nie maak nie. Hy sê, wat? Ek kom van 96 af hier. Ek het nog nooit gehoor dat jy negatief praat nie. Ek sê, ek is so kwaad. Ek sê, en jy weet vir wie? Vir die Here. Ek sê, hierdie ding, nou ek weet, jy was nog nooit kwaad vir die Here nie. Is daar iemand wat nog nooit kwaad? Nou, dis nie disrespectful nie. En dit was ook nie die Here se fout nie. Ek het toegelaat dat omstandighede wat ek nie kon verander nie, my lewe wou oorvat. En die goed kry kleintjies mos. Hy teel mos aan. En ek sê, jy beter vir my hande op lê, en hy lê hande op my. En dis asof 'n ding van my afgaan. The spirit of grief, of disappointment. Nou die goed, my kinders weet baie keer nie van die goed nie. Ek vertel maar so stuk, ek het dink 3 Kersfeeste terug miskien 'n storie vertel rondom Koos se dood. Nou hier is die storie met ons. Gustav, hoekom praat jy? Want ek wil hê jy moet verstaan. Ek praat nie uit teorie nie. Ek praat uit my lewenswandel. Jy bloei terwyl jy mense lei. Dan sal het nou die dag gesê, dan moet mense nou ophou bloei en nou net lei. Dis Lancel. Die wonde wat jy het, is jou teken waardeur jy kom. En dis nie God nie. God is 'n goeie God. Niks slegs in die Here nie. Niks goed in die duiwel nie. Laat ek land. Ek het te min tyd. Ek is op 'n lang naweek gebore, my ma het nie in die week tyd gehad nie. En dis moeilikheid vir my. So die mense wat die offer gaan, die tafel gaan doen, kom gou. Luister kerk. Luister hier vanmôre. Die groot ding, en ons sal volgende Sondag aangaan. Die kondisie is waar jy nou is, hoe dit met jou gaan. Dis jou kondisie. Jou en wat jy besig is om te doen. Daar was 'n aand in 2023 na hierdie doodsvonnis. Toe klim ek in die bed, toe sê ek, okay, nou is ek reg om maar te poer. Maar ek staan daai volgende môre op. Nou ek wil nie sê wat ek vir die duiwel gesê het nie. Jesus het daai woord gebruik. Toe hy sê ek het die duiwel soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Nou ek het nie gevloek nie. Dit staan in jou Bybel, Jesus het dit gesê. En ek vlieg daai môre uit die bed uit en ek sê jou duiwel, jou weerlig. Dit sal meer as daai kos om my dood te kry. En iets skop in. Want ek het agtergekom, wie die gedagte beheer jou hele lewe. Die Here het jou geroep. Johannes 15:16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Jy's uitverkies. Ek het jou aangestel. Ek het jou geplant om wat te doen? Veel vrug te kan dra. Die Here, jy's of besig met vrug en jy's 'n disipel, of jy's besig om net godsdienstig te wees. Help my. Godsdienst is 'n snaakse ding. Hy kroon jou een oomblik. In die volgende oomblik sê hulle, weg met hom, kruisig hom en laat Barabbas vry. Selfde mense wat die klere voor Jesus gegooi het, toe hy op sy Jerusalem taxi was. Dis 'n donkie. Daai selfde mense. Maar wanneer jy produktief raak, wanneer hy sê, as julle my liefhet,
Wat val die vyand aan? Ons is baie keer te bang om dit te sê. Ons liefde vir die Here. Hy skryf in die boek van Jeremia. Hy sê, onthou die tyd van jou jeug. Jou liefdestyd, toe jy agter my aangeloop het tot in die woestyn. Die prokureurtjie kom na Jesus toe, hy sê, wat's die grootste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met 5% van jou hart. En dan jou haarstyl, en dan jou karre, en dan jou vakansie, en dan jou boot, en dan jou golf, en dan jou swem, en dan jou wat ook al. Nou, daar's niks verkeerd met al hierdie goed nie. Hy sê, nee, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. In die herlewing, toe sak ek een hand daar neer. En ons saai uit oor die wêreld, en mense vlieg in van lande wat ek nie eens geweet het bestaan nie. En daai aan daar, toe sê ek, Here, help my. Ek kom agter dat ek met tye U nie lief het met my hele hart nie. Dis of vrees my pak. Ek weet jy was nog nooit daar nie. Nou ek het nie vrees nou nie. En hulle het in Vietnam vir my gesê voor ek preek, onthou, jy kan doodgeskiet word vandag of gearresteer word en permanent in die tronk gegooi word. Toe sê ek, kyk na hierdie albino African. Ek sê, my adrenalien pomp nou hoër as dit. Maar ek sê vir julle, ek het nie gekom om doodgeskiet te word of in die tronk gesit te word nie. Ek sê hier om 'n verskil op die aarde. Jy's God se hoop vir die wêreld deur Jesus. Jy's die antwoord van die wêreld se genootkreet. Dat God jou wil gebruik. Laat lewens moet verander. Jou kondisie maak laat jy geestelik lam word. God is nie 'n Sondag bedryf nie. Of 'n Sondagmôre of 'n Sondagaand nie. Hy's 'n 7 dae week ervaring. En vanmôre, hy wil jou uit jou kondisie haal. En in jou posisie sit. Daai aand toe sê ek, Here, ek gee my Isak oor. Vir julle die wonderlike ding, want ek het nooit gedink ek gaan oor 'n situasie kom nie. En daai aand toe ek my Isak daar neer lê, toe kon ek opstaan en sê, Here, my hele hart, my hele verstand, jou verstand wil redeneer en met God argumenteer. Maar wanneer ek hom so lief het, dan volg jy hom. Onthou daai liedjie, net waar hy lê, sal ek meegaan. Want hy glo jy's die persoon wat vanmôre hier in hierdie kerkgebou sit en wat vanmôre luister. Ek het jou geroep. Ek het jou aangestel. En ons gaan die tafel bedien. Maar hier is die uitnodiging. As jy vanmôre kan sê, ek preek binne die volgende paar minute in platte kloof. As jy vanmôre kan sê, Here, ek kom uit my kondisie uit, help my. Ek beweeg in my posisie. Sal jy saam met my staan asseblief? Dis net waar hy lê, daar sal ek meegaan. Gaan aan Evelyn.
Pastor Sean kom bedien die tafel. Vanaand 6:00. Sien jou. Dis net waar hy lê. En daardie nag, dis net waar hy lê. Wat Jesus kom en hy sê vir sy disippels, en julle kan maar beweeg soos ek gesels. Hy sê dit is my liggaam en ek breek dit vanaand vir julle. Baie dankie. As jy so 'n broodjie het vandag, neem die broodjie in jou hand in. As jy by jou vrou staan, of by jou man staan, of by jou familie staan, breek die broodjie en sê, ek breek vandag met my kondisie. Ek breek met my kondisie vandag. Ek weier om langer dat my kondisie my manipuleer en my gedagtes in 'n rigting te stuur waar die Here nie wil hê ek moet wees nie. En soos breek hier die broodjie vandag. Ons sal net wag tot wanneer almal die nagmaal het. Soos die ashes beweeg. Here, ons is dankbaar vanaand vir hierdie wonderlike woord, Here, vanmôre, dat ons in die posisie staan, ons sit saam in Christus in die hemelse plekke. Almal hulle broodjies gekry, steek net so 'n hand op as jy nog nie ontvang het nie. Almal gekry en oornig in die middel, ons sal nog wag vir die familie. Is dit hy daai, brother Gustav, is dit wat my lei of maak jy hom net op? Okay. Dit klink reg. Daar sê het almal ontvang al. Almal ontvang. Steek net die hand op as jy nog nie ontvang het nie. Nog daar aan die agterkant by Renier. As jy nog daai kant kan kry asseblief. Daar sê, ek dink almal het hom nou, so kom ons neem die broodjie vandag en ons sê ek breek vandag, net soos Christus sy liggaam vir ons gebreek het, as 'n voorbeeld breek ek vandag van my kondisie af. Breek ek vandag van die ding wat my terughou. Breek ek vandag van elke pyn, elke lyding, elke ding wat my weerhou het om na by posisie te beweeg. Ek breek vandag met net so breek die broodjie met jou man, met jou vrou, en as jy alleen is, breek dit met jouself, breek dit met jou broer of jou suster wat naby jou is in Jesus naam. En daar dieselfde nag gee hy vir hulle die beker, gebruik die bloed van Christus en sê ek wil graag my gedagtes reinig vanmôre. Ek het gebreek van my kondisie af, maar ek wil my gedagtes rein van môre, dat ek nooit weer sal dink, ek is nie goed genoeg om in hemelse plekke te sit nie. Ek is goed genoeg om uit te kom uit my kondisie uit nie, maar ek is 'n nuwe skepsel.
In Jesus naam. Kom ons drink die bloed van Christus. Vader, in die naam van Jesus, Here, baie dankbaar vanmôre vir een en elk wat hier is, hierdie wonderlike skepsels. Vanmôre is ons dankbaar vir U wat hulle gebring het na die huis toe, die Heilige Gees wat hulle getrek het. Ons is so opgewonde van Pastoor Gustav wat terug is in die huis, vol energie, vol gepomp in die Gees van God. En dat ons vandag, Vader, Here, kan sien in watter posisie hy is. En Here, dat hy vir ons inspireer, dat ons uit enige iets kan kom in die help van Christus. Baie dankie, Here. Ons bid dat U saam een en elk sal wees hier van môre. En ons nooi almal vanaand uit na die 6uur diens. Julle gaan lekker vroeg huis toe, so julle het genoeg tyd dat ons julle vanaand sal sien. Ek sien almal die bekende gesiggies. Ons sien julle weer vanaand. Gustav, julle mag maar sing. Here lei ons.